Goeiemôre en welkom by ons Sondag stilword afspraak weer vandag. Hier uit Elliot in die Noord-Oos-Kaap waar dit lekker koud is met die pragtige berge hier in die agtergrond. Ek het sopas teruggekeer vanaf 'n toer uit Namibië waar ek vir 'n maand lank die voorreg gehad het om die evangelie te kon verkondig deur hierdie pragtige land met sy baie besonderse en kosbare mense, deur middel van my musiek en ook prediking. Ek het soveel mooi ervarings en kosbare oomblikke gehad en kon weer my vriendskapsbande met soveel vriende en spesiale mense weer optel en verstewig. En terwyl ek daar getoer het ek twee baie definitiewe gebeurtenisse beleef wat my opnuut weer hier aan my hart kom ruk het en met my gepraat het oor my lewe, oor my interaksie met ander mense en hoe my lewe die wêreld daar buite aanraak. Nou ek wil hierdie twee kosbare ervarings in die vorm van twee getuienisse wil ek opsplit en deel met jou en hoop dan regtig dat dit vir jou van baie kosbare waarde sal wees, soos wat ek jou die twee gebeurtenisse vertel. Ek het so in die middel van my toer in Namibië met 'n baie kosbare vriend van my, André, na die Spitskoppe toe gery, waar ons gaan kuier het vir twee ander bedienaars, gesante van die Here, wat ook maar die woord bedien deur middel van musiek, al vir dekades lank, en ook die evangelie verkondig. Hulle het hulle lewens toegewy aan die werk van die Here, beide in Suid-Afrika, maar meer spesifiek ook in Namibië, waar hulle groot geword het en waar hulle bande het met soveel mense rondom hulle. Hulle het ook onder andere 'n radiostasie gehad. Toe ons daar by hierdie twee prachtmense arriveer, het hulle ons ontvang by hulle unieke en eie soortige huisie, vol liefde en gasvryheid, daar teen die Spitskoppe, soos net Eddie en Linda kon. Hulle het ons bederf, hulle het ons rondgery en die Spitskoppe gaan wys, en so met baie dankbaarheid vir ons vertel hoe die Here hulle geseën het en bederf het met hulle eie plekkie, waarvan hulle so lank gedroom het, daar teen die hange van die pragtige Spitskoppe daar in Namibië. Hierdie se woorde, wat ek nooit sal vergeet nie, het my aan die hart getref. Hy het gesê, ek het nie baie geld in die bank nie, maar ek is 'n ryk man, het hy gesê. Want hier, teen die Spitskoppe, op hierdie woestynland, tussen die suurgras, waar die wind waai en die aand stilte is, hier is my rykdom, wat geen biljoenêr kan koop nie. Ons het geëet, ons het gekuier, ons het geskerts en gesing daar langs die kampvuur, waar die twee kosbare mense soos oudergewoonte weer uitgehaal het van hulle beste meel en olie en ons soos konings bederf het in ware van 'n merwe, styl en innigheid. Ek het daar gesit met die geklank van hulle twee se unieke en pragtige klanke van gitaar en stemme as man en vrou saam. En die bekfluitjie wat weer galm het oor die suurgras terwyl die vuurtjie kletter. Teen die portret van die volmaan oor die Spitskoppe. En daar in daai oomblik het ek opnuut weer besef waaroor hierdie lewe regtig vir jou en vir my gaan. Dit gaan oor oomblikke soos hierdie. Dit gaan oor die vergenoegdheid van dit waarmee die Here jou en my vertrou het in ons lewe.
en hoe ons dit dan skaamteloos met liefde kan uitdeel vir almal om ons, soos malvapudding met roomys en vla. Om vir almal te laat proe van die mooi wat die Here hier binne in jou en my geplant het, tot pragtige volwassenheid gebring het. Ja, Eddie, jy was reg. Dit is iets wat geld nie kan koop nie. Want dis 'n mooi en 'n kosbaar wat net heilig uit die hand van die Here kan kom en gevorm kan word oor jare se seisoene, soos diamante en onkoopbare goud uit die grond. Ek het gedink oor die woorde wat Jannie de Tooi gesing het, toe ek daar langs die kampvuur gesit het. Toe ek hierdie twee mense se kosbare siele, wat hulle so mooi verbeeld het en wat hulle gedoen het, beleef het. Jannie de Tooi het gesê, eenvoud is die vreugde van die lewe. Dis gee en neem net wat daar is. Dis dankbaar eet van elke skewe snytjie brood, wat liefde is. So het ons gekuier en gepraat oor die woord en oor die goedheid van die Here en om die tafel saam gebid terwyl ons hande vashou. Ons het weggery, ek en Andrei, met 'n glimlag op ons harte. Skaars 2 weke later is hierdie twee pragtige mense tragies in 'n motorongeluk oorlede. Wanneer iemand kosbaar so tragies uit ons wêreld uitgeruk, gepluk word, is al wat oorbly soms die mooi herinnerings en die soetheid van die gedagtes en die foto's wat in ons harte agterbly en voortleef. As ons voor hulle grafsteen moet staan, is als wat daar geskrywe staan op die grafsteen soms net 'n blur. Dan kyk ons na die dag wat hulle in die wêreld ingekom het. En dan ook na die datum wat hulle hierdie aarde verlaat het. En al wat saak maak, regtig, is die streepie tussen daai twee datums. En hoe daai streepie jou en my lewe radikaal aangeraak het. Want die streepie verteenwoordig hulle asem, hulle lewe, die liefde, die foto's, die mooi herinnerings, die glimlag op die mond en in die oë, maar ook die tot weersiens in die hemel. Al wat oorbly na die skok en die hartseer van hierdie tragiese gebeurtenis, is die konstruktiewe spanning hier in my hart en ook in joune. Van die vraag oor jou streepie, wat jy nog besig is om te trek, terwyl jy nog hier op aarde is, terwyl jy nog asemhaal en 'n verskil kan maak hier op aarde. Dankie Eddie en Linda. Julle pragtige streepies het my hart en my lewe en ook die van duisende ander diep aangeraak. Van gister is nou reeds waar en liefde kom.
geen liefde gaan. My liefde vir jou sal nooit vergaan. Ek is lief vir die wêreld, ek is lief vir die wêreld, want dis ware liefde het ons reeds gevind. Ek is lief vir die wêreld, ek is lief vir die wêreld, want ons troue liefde